As jy nou daar na die eerste persoon toe loop en jy sê vir hom, weet jy wat, God maak sy woord net bekend aan Israel en aan niemand anders nie. Wat gaan hy sê? Ag nee, sies man, jy kan nie dit sê nie. En wat het Dawid gesê? Halleluja. Wat sê ons vandag en wat behoort ons te sê? En die ironie is, Dawid lewe. En hy is een van die daar hier. En ek wat sê, ag nee, sies man, is ook hier. En wie gaan reg wees? Ek of Dawid? Dawid gaan nog steeds sê halleluja, of gaan Dawid met heropgevoed word om vir hom sê, nee, wag Dawid, God het verander, jy weet nou nie daarvan nie, want dit het nou gebeur nadat jy gelewe het, toe God nou die prys betaal en toe, in die lang storie, nee, hy het nie verander nie. Die God van Dawid is die God wat terugkom. Die God van Abraham is die God wat terugkom, hy is presies dieselfde. Hulle gaan nie 'n heropvoeding nodig hê nie, want hy het nie verander nie. Die mooiste woorde wat 'n mens kan uiter is om te sê, ek kom agter, dit wat ek geglo het, is nie noodwendig reg nie. Ek moet gaan kyk wat is daar en ek moet verander. Jy kan nie bekeer voor jy nie by daai punt gekom het, elkeen van ons. En dit is ook 'n hartseer dat die kerk dit so maklik maak. Jy moet net jou sonde bely. Jy moet net bely jy is 'n sondaar. Maar jy kom nie tot daai punt wat jy sê, maar wat glo ek? Waar kom ek aan dit? Ek gaan dit herëvalueer. Eintlik gaan ek alles uitgooi en van voor af begin. En dis maar wat Paulus gesê het. Ek het al hierdie goed geglo, ek was 'n voorbok, ek het alles geken, mense het my gevra, en toe kom ek agter, dis dreik. En ek moes van dit alles ontslaa raak, om die uitnemendheid van Christus te verkry. Wat is die uitnemendheid van Christus? Dis hierdie kennis van hom, dis wie hy is, dis die openbaring van hom, maar dit en die oorlewering loop nie saam nie, want die oorlewering is altyd besig om dit toe te spoel. Ek kry nie gesien nie, want die oorlewering is so baie. So dis 'n baie mooi belydenis om te maak, om te sê, kom agter, dis nie wat ek gedink het dit is nie, maar ek wil weet, want my verhouding is nie met mense nie. En dis baie belangrik, elkeen van ons, jou verhouding is nie met mense nie. Of mense met jou saamstem of nie saamstem nie, is irrelevant. Maar of ek met God saamstem, dis wat saak. En waar kry ek wie hy is? Sy woord. Hoekom eet ons heeldag sy woord? Dat ek kan weet wie hy is, dat ek kan weet wat binne in my nie hy is nie. En daarvan ontslaa raak. Die hele woord is besig met dieselfde onderwerp. As lees in 'n Psalm, dan sien ons, hy wys, kan ek maar sê, na die poort van die ewigheid toe. En dan lees ons in Exodus, dan sien ons, hy wys na die poort van die ewigheid toe. Dan lees ons in die Nuwe Testament, dan wys hy soontoe. Ons sien, ons is besoedel, ons is mislei. Wat is die manier om van die misleiding ontslae te raak? Wedergeboorte, dis al. As jy gaan en jy gaan doen 'n reuse ondersoek jou lewe lank oor alles wat jy mislei was, en jy vervang dit met waarheid, en jy sien, maar hierdie ouens, hier die vrymeselaars vir dit, en daar so die broederbond dat, en hier so die nuwe wêreldorde, en jy sorteer dit alles uit, gaan dit jou help? Nee. Jy gaan net nou sien hoe jy mislei, maar jy het nog nie by die waarheid uitgekom nie. Hoe kom ek by die waarheid uit? Ek begin die Bybel lees. Ja, maar dit is nog net kennis, dit is 'n middel tot 'n doel, en wat is die doel? Wedergeboorte, ek sterf in Yeshua, en wat sterf ek? Ek sterf al die ou leuns af en ek begin oor. Dis wedergeboorte, ek word van bo gebore.